Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is episode 6 van ons reeks Jesus, Here van my lewe. Ons kernteks vir hierdie reeks is Matteus 16 vers 24 wat lees: Toe sê Jesus vir sy disipels: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. En ek wil vandag bietjie daarna kyk wat dit beteken om jou kruis op te neem. En met die intrapslag wil ek sê, hierdie is maar oop vir interpretasie, want Jesus het nie vir ons uitgespel wat beteken ons kruis nie. Maar ek gaan met jou deel hoe ek glo die Heilige Gees dit aan my openbaar het, nadat ek daaroor gebid het. Let net weer mooi op na Jesus se bewoording. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. En sy kruis opneem. Wat ek wil hê jy moet raak sien is dat ons nie gesê word om Jesus se kruis op te neem nie, maar ons eie. Ek en jy gaan nie weer kruis toe om geoffer te word nie. Jesus se offer was eens en vir altyd genoeg vir al ons sondes. Kyk net wat sê Hebreërs 10 vers 14. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Sy een offer het ons vir altyd volmaak. Daar's geen offer wat ons kan bring wat enigiets aan ons volmaaktheid in Jesus gaan verander of daaraan byvoeg nie. Inteendeel, wanneer ons by sy offer wil byvoeg, dan verval ons van die genade wat vir ons beskikbaar gemaak is aan die kruis. Ons kan aan niks byvoeg nie, ons kan dit net ontvang. Om geregverdig te wees in Jesus voor God is 'n geskenk waarvoor hy vir ons betaal het aan die kruis. So nee. Sy kruis is nie ons kruis nie, en ons kan verseker nie die twee met mekaar verwar nie. Maar daar's tog iets wat ek leer uit sy kruis. Om ons deur die kruis te koop, was Jesus se ultimate doel waarvoor hy aarde toe gekom het as 'n mens. 'n Mens, Adam, het ons verwyder van God deur sy sonde. En daarom moes Jesus in die vorm van 'n mens kom om te herstel wat Adam verbrou het. En daai herstel het hy vervolmaak aan sy kruis. Ewige lewe is daar vir ons moontlik gemaak. Daar's baie dinge wat Jesus ons geleer het tydens sy 3,5 jaar bediening, maar sy einddoel was die kruis en wat daar bereik moes word. En daarom sien ek my kruis as my doel, wat God graag deur my lewe hier op aarde wil bereik. Net soos vir Jesus is hy nie kruis toe omdat hy dit wou doen nie, maar omdat dit die Vader se wil was. Omdat dit die enigste manier was om ons los te koop. So my kruis is dan God se wil, sy doel vir my lewe. Wat en wie hy deur my wil bereik. En hoeveel van julle weet dat ons wil en ons doel vir ons lewens was voor wedergeboorte glad nie in lyn met sy wil nie. En dis wat Jesus hier bedoel. As jy hom wil volg, moet jy jou kruis opneem. Jou skepingsdoel waarvoor hy jou hier geplaas het. 'n Pragtige voorbeeld hiervan is vir my een van my vriende. Hy het in die koöperatiewe wêreld gewerk as 'n data-analis, 'n baie gespesialiseerde rigting vir 'n groot gevestigde maatskappy. Na sy 3 jaar by Bible College het die Here hom egter geroep om voltyds vir die college te gaan werk. Hulle het hom toe ook 'n pos geoffer en hy het dit aanvaar. En hierdie mag dalk vir jou nou baie idillies lyk, maar hier is die ding wat die besluit en die skuif vir my groot gemaak het. Die pos by die college se salarispakket was aansienlik kleiner as waarvoor hy gewerk het. So finansiëel was dit 'n groot opoffering vir hom. Maar hy het dit met groot vrede en vreugde in sy hart gedoen, want hy het geweet dis waar die Here hom graag wil hê. Vir hom was deel van sy kruis 'n groot loopbaanskuif. Vir jou kan dit natuurlik iets heeltemal anders wees. Maar ek glo met my hele hart dat jou kruis is om te streef en te leef vir dit waarvoor God jou geroep het. Nie om selfsugtig te jaag na dit wat jy graag wil hê in die lewe nie, maar om Jesus Here van jou lewe te maak en te leef vir wie en wat God deur jou wil bereik. Daai vriend van my kon gekies het om sy eie ding te doen en in die koöperatiewe wêreld te bly en God sou hom steeds lief hê en hom steeds daar seën. Maar hy sou mis wat dit is om die perfekte wil van God vir sy lewe uit te leef.
wat dit is om sy totale kruis op te neem. En ek moet dit ook sê, om fisies in die bediening te werk, is verseker nie die enigste vorm wat jou kruis kan opneem nie. Jou gesin is die heel eerste kruis wat jy moet opneem. Om 'n uitsonderlike pa of ma of eggenoot te wees, is die heel belangrikste kruis van almal om op te neem en met uitnemendheid uit te leef. Om daar in jou huwelik en in jou gesin jouself te verloon, is die belangrikste van enige ander plek. Om daar waar niemand anders jou kan sien behalwe die wat nie kan weghardloop nie. Om daar te dien eerder as om gedien te word. Om daar lief te hê sonder om enigiets terug te verwag. Om daar almal se behoeftes bo jou eie te stel en die karakter van God in toon te stel sodat hulle jou geliefdes Jesus kan ervaar sonder dat jy 'n sterretjie teen die wang kry. Man, dit is jou belangrikste kruis. Om jou vrou lief te hê soos Jesus jou liefhet. Vir jou om bereid te wees om jou lewe vir haar af te lê. Om aan jou man onderdanig te wees soos wat jy aan Jesus onderdanig is. Om jou kinders lief te hê soos wat God sy kinders liefhet. En om jou kerk, jou God gegewe familie, lief te hê soos hy jou liefhet. Daai is die belangrikste kruis. Daarna kom dinge soos loopbaan en. Ons Pa, ons Abba Vader, wil graag hê ek en jy moet soos Jesus lyk. Jesus is ons voorbeeld en ons rolmodel. Die woord sê in Efesiërs 4 vers 11 tot 13 dat die doel van bediening soos herders en leraars is om die heiliges, die kerk, toe te rus vir ons dienswerk, totdat ons almal volwasse is, totdat ons kom tot die mate van die volle grootte van Christus. In kort, God wil hê ons doel moet wees om soos Jesus te lyk en te klink. Maar om dit te bereik, moet ons onsself verloon, moet ons ons kruis opneem en moet ons hom volg. Dit is eenvoudig nie 'n kort pad nie. Here, baie dankie vir u woord en dat u woord lewendig en kragtig is en vandag ook lewe in ons lewens kom inspreek. Here, my gebed vandag is, as iemand hierna luister en hy of sy weet nie, wat is sy kruis wat u wil hê hy moet opneem nie, as hy of sy nie weet, wat is hulle skepingsdoel nie, wat en wie u graag deur hulle wil bereik nie, Here, dat u Heilige Gees dit aan hulle sal openbaar. Dat hulle die tyd sal neem om by u stil te word en te hoor en te weet, wat is dit wat u deur hulle wil bereik. Maar Here, dat ons nooit uit ons oog uit sal verloor, ons heel eerste, ons heel belangrikste kruis, is om lief te hê, soos wat u lief het. Help ons daarmee, help ons om te besef hoe lief u ons het, sodat ons van daai overflow af terug kan lief hê. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.